almal, ons gaan vandag begin oor in graad 8 hoe om 'n KOJ te beantwoord. Nou, jou KOJ is jou kontant ontvangstjoernaal. So hierso skryf jy al die transaksies in waar jy geld ontvang het. So dit is om rekord te hou van vir wat het jy alles geld ontvang. Onthou, tipe inkomste van 'n besigheid, graad 8 leer jy van 'n diensbesigheid, so dit is as jy fisies die diens lewer, of dit kan selfs wees as jy 'n gedeelte van jou gebou uithuur, of as jy kapitaal in die besigheid sit. Onthou, dit is as die eienaar geld in die besigheid sit om sy besigheid te begin en om uit te kan brei. Ander vorm van inkomste kan ook byvoorbeeld wees rente-inkomste, so as jy geld in jou bankrekening los, 'n spaarrekening los, en jy verdien so geld. So, ek gaan net gou eers vir julle, voordat ons begin met die transaksies, verduidelik hoe lyk 'n KOJ se uitleg. So, jy het altyd jou boonste gedeelte is kontant ontvangstjoernaal van, is altyd die besigheid se naam eerste, dan vir watter maand, en dan nommer ons KOJ. So, meeste van die tyd, dit hang af van besigheid tot besigheid, maar vir skooldoeleinde sal mens baie keer, as dit byvoorbeeld Junie maand is, sal ons sê KOJ 6, want Junie is die 6de maand van die jaar. Dan het ons dokumentnommer, so hierso gaan jy sê watter tipe brondokument is daar. Nou onthou, in 'n KOJ, wel kontant ontvangstjoernaal, is daar kwitansies, bankstaat, en dan natuurlik is dit maar net jou KRR. Jou KRR is jou kasregisterrol, so dit is as iemand gewoonlik vir 'n diens betaal het, en kontant betaal. As 'n mens byvoorbeeld ook dink aan, as jy nou 'n hele paar keer, kom ons sê, 'n haarkapper. Hulle gaan nie elke liewe keer 'n kwitansie uitreik as elke liewe keer as iemand byvoorbeeld hulle hare sny nie. So, dit is waarvoor ons baie keer, as jy die kontant vat en jy sit dit in jou kasregister en jy deel vir hulle slip uit, dan gaan dit in jou kasregisterrol wees. Dan die dag is op watter dag het die transaksie plaasgevind. Besonderhede is van wie ontvang ons die geld. Nou, dit gaan alles oor, as jy nie 'n naam gegee, as daar nie 'n naam is nie, dan sê jy kontant. Hierdie folio kolom los julle eers oop, dit word eers graad 9, gaan jy dit gebruik. Dan ontleding van ontvangstes. Nou, ontleding van ontvangstes, hierso ons met elke transaksie in ontleding van ontvangste inskryf. So, dit is elke liewe transaksie kom hier in, en jy skryf dit altyd apart. So, van elke liewe keer wat jy geld ontvang, moet hierdie bedrag ingevul word, en dan aan die einde van die dag, as jy klaar al jou geld ontvang het, dan onderstreep ons dit, en ja, ok. So ons bank net een keer 'n dag. Nou, hoe ek dit altyd verduidelik is, imagine jy werk by Pick n Pay, en na elke transaksie moet jy bank toe ry. Daar gaan nie genoeg mense wees by die til nie. So, ok, meeste van die tyd besighede oor die algemeen, as hulle baie geld ontvang, bank hulle meer as een keer 'n dag, maar vir rekeningkundedoeleindes op skool, gaan ons sê ons bank net een keer 'n dag. So as daar 2 transaksies is op een dag, dan tel jy hulle by mekaar, en dan skryf jy net die totaal by bank, en gewoonlik in die lyntjie van die laaste transaksie vir die dag. Nou, jou lopende inkomste is as jy geld ontvang, as hulle vir jou sê dienste gelewer. So as jy die term hoor dienste gelewer, dan weet jy moet in lopende inkomste inkom. Ok. As dit jy geld ontvang, nie vir die diens wat jy lewer nie, so hy is nie in lopende inkomste nie, dan moet hy in diverse rekeninge ingaan. So diverse rekeninge is al jou ander tipe inkomstes, soos wat ek gesê het, jou kapitaal, jou rente-inkomste, jou huurinkomste, kommissie-inkomste, dit is dan waartoe dit gaan. Onder bedrag, so hierdie hele gedeelte is vir daai. So, onder bedrag gaan jy bedrag skryf, onder folio gaan jy sê sy balansstaat of nominaal. So jou balansstaatrekeninge is al jou bates en jou kapitaalontrekkings, en dan jou nominale rekeninge is al jou inkomste en uitgawe rekeninge. So meeste van die tyd gaan jy by folio 'n insit, behalwe as jy nou
vir bates en veral in die KOJ, omdat jy eintlik met inkomstes werk, behalwe as jy kapitaal het, dan gaan jy daarop sit. En dan besonderhede is van wie af, soos vir wie, nie vir wie nie, van wat af ontvang jy geld. Is dit huurinkomste, is dit kommissie-inkomste? So by hierdie besonderhede is van wie af ontvang jy die geld, en by hierdie besonderhede is vir wat ontvang jy die geld. Ok, so dit is jou basies jou uitleg van jou KOJ. So as ons kyk na hierdie voorbeeld. Hulle sê hierso: voltooi die kontantontvangstjoernaal vir Stefan se skoonmaakdienste deur te kyk na die volgende transaksies. So voordat jy enige iets doen, baie keer tel jou opskrifte 1 punt. So jy gaan hierso sê van, dan sê Stefan se skoonmaakdienste. Sonnie spasie is nie, gaan maar net boontoe, dis ok. Vir, as ons kyk na die transaksies, het plaasgevind op vir Julie 2025. So, jy gaan sê Julie 2025. En dan jou KOJ nommer, onthou Julie is jou 7de maand, so jy gaan by KOJ sê 7. Ok, so nou kan ons begin te kyk na die transaksies. So hulle sê, op 1 Julie, Stefan begin sy besigheid en deponeer beteken betaal in sy rekening, R10.000 kapitaal in die bankrekening. Kwitansie nommer 001 is uitgereik. Ok, so, by dokumentnommer gaan jy nou natuurlik sê, daar gaan ons sê, is dit nou 'n kwitansie, is dit 'n KRR, so hierso sê hulle vir jou klaar, kwitansie 001, so ons skryf nie hier voluit kwitansie nie, want daar is nie genoeg spasie nie, ons skryf net die nommer, so jy gaan sê 001, die dag is op die 1ste, besonderhede, hulle het gesê Stefan begin sy besigheid, so jy gaan sy naam daar skryf. Nou as hulle gewoonlik vir jou van gee, of as jy weet, dan gaan jy baie keer net die voorletter en die van. Nou hierdie is eintlik, as jy kyk na die backstory en alles, hierdie is, sy naam is Stefan Nel. So jy gaan byvoorbeeld skryf, jy kan of sê Stefan Nel, of jy kan net sê S Nel. Ok, folio los ons oop. So elke transaksie kom in die ontleding van ontvangste. So dit is R10.000. Ok, so by hierdie R10.000, dit is die laaste transaksie vir die dag. So, ek gaan hom onderstreep. En dan gaan bank ek dit. Ok. Nou, van wat af het ons geld ontvang? Hulle sê vir kapitaal. So, as dit kapitaal is, gaan dit nie onder lopende inkomste nie, want dit gaan net in lopende inkomste as jy weet jy het geld ontvang van dienste wat jy gelewer het. So, by jou bedrag gaan jy sê R10.000 en jy gaan by jou besonderhede sit, kapitaal, want jy ontvang geld van kapitaal. Nou, kapitaal is 'n balansstaatrekening, so dis hoekom gaan jy daar sê B. So, dan is ons klaar met hierdie transaksie. Nou, op die 3de, ontvang kontant van R1.200 vir die skoonmaak van 'n kantoor. Nou, soos wat jy kan sien, die besigheid is skoonmaakdienste, so dit is van as jy 'n algemene diens gelewer het, want dit is jou werk, dis die tipe besigheid. So, ons gaan nie hier, sal jy nie 'n kwitansie uitreik nie, jy sal 'n slip vir hulle gee, so jy gaan sê KRR. So, by dokumentnommer sê jy KRR, die dag is die 3de. Nou, hulle sê nie van watter besigheid ontvang ons geld nie. So, jy gaan by besonderhede net sê kontant. So, as jy nie 'n besigheid se naam of 'n persoon se naam het nie, sê jy net daar kontant.
dan is dit R1200. Soos wat jy kan sien, dit is die enigste transaksie vir die dag. So, dan gaan ek kom by ontleding van ontvangste. Ek gaan om bank, want ek bank net 1 keer 'n dag, en dan gaan dit in lopende inkomste. Want onthou, dis jou diens wat jy gelewer het. So, dit is die tipe werk wat jy het, die tipe besigheid. So as jy geld ontvang om daardie diens te lewer, dan kom in lopende inkomste. Want lopende inkomste beteken is 'n inkomste wat gereeld inkom. Soos water wat loop, dit kom gereeld in. Dan, op die 6de sê hulle ontvang kontant van R850 vir skoonmaak van 'n woonstel. Weereens, dis skoonmaakdienste, jy ontvang geld om hierdie werk te doen, so dit gaan weer in lopende inkomste. Hulle sê nie van wie af nie, en hulle sê ontvang kontant, sê nie kwitansie nie, dan sit KRR. Dit is op die 6de. Sê nie van wie af het ons geld ontvang nie, so ons gaan sê kontant. Los 'n folio uit. Ontleding van ontvangste is R850. Dis die enigste transaksie vir die dag. So, ons onderstreep hom en ons gaan bank om. En ons ontvang geld om die diens te lewer wat ons wil doen. So, R850 by lopende inkomste. Nou, op die 9de, ontvang kontant van R1500 vir skoonmaakdienste van kantore. Weereens, dis die tipe besigheid wat ons het, so ons weet hy gaan in lopende inkomste. So gewoonlik jou meeste van jou transaksies vir 'n diensonderneming is lopende inkomste. So weereens, dokumentnommer is KRR, dit is op die 9de. Ons weet nie wie se woonstel ons skoongemaak het nie, of kantoor ons skoongemaak het nie, so ons sê kontant. Die bedrag is R1500. Dis die enigste transaksie vir die dag, so ons onderstreep ontleding van ontvangste en ons gaan bank die geld. En dit is om die diens wat ons lewer in ag geval te doen, so dit is onder lopende inkomste, R1500. OK, nou op die 10de. Ontvang R500 vir huur van stoorruimte aan Andy Tron, die buurman. Ryk kwitansie 002 uit aan hom. So, sien julle nou, dit is 'n ander vorm van inkomste. Dit het niks te doen met, onthou, ons is 'n skoonmaakdiens. Dit is niks te doen met skoonmaak van 'n gebou of 'n plek nie. Dit gaan ons het 'n gedeelte van ons besigheid vir ons buurman uitgehuur, sodat hulle goed daar kan stoor. Ons het byvoorbeeld 'n ekstra vertrek. Dis 'n ekstra manier om inkomste te maak. En hulle sê daar, dis belangrik, hulle sê daar kwitansie. Net soos wat hulle hierso gesê het, kwitansie. So, dis hoekom gaan ons aan net met die nommer. So, by dokumentnommer sê jy nou 002. Die transaksie het op die 10de gebeur. Nou, hulle sê hierso vir ons, dit is Andy Tron. Dis die van wie ons die geld ontvang. So jy kan Andy Tron skryf, maar baie keer is daar nie genoeg spasie nie. So jy kan net sê A Tron. OK. Dan, ons ontvang, dit is die enigste transaksie vir die dag, hy moet altyd in ontleding van ontvangste is, R500. Dis die enigste transaksie vir die dag, so ons onderstreep dit, en ons gaan bank die geld. En dan, hy gaan nie onderlopende inkomste nie, want ons ontvang nie geld van skoonmaak nie. Ons ontvang geld van 'n ander tipe manier van inkomste. So, onder bedrag, gaan jy hierso sit, R500 en ons ontvang van huur, maar onthou, jy kan of huur inkomste hê of 'n uitgawe. So of
jy kan geld ontvang van iemand wat by jou huur, of jy kan geld moet uitgee. So dis hoekom moet jy spesifiseer dat dit huurinkomste is. En huurinkomste, enige tipe inkomste is 'n nominale rekening. Dus hoekom skryf ons daar 'n N? Nou op die 13de, ontvang R900 kontant vir die algemene skoonmaak van 'n kliënt se huis. So, dis weer skoonmaak. Dit is die tipe besigheid wat ons het, so nou weet ons hy gaan weer in lopende inkomste, en ons gaan by dokumentnommer sê, KRR. En dit is op die 13de. Ons weet nie wie is die kliënt nie, so ons sê net kontant. OK, dan is dit R900. Dis die enigste transaksie vir die dag, so ons onderstreep ontleding van ontvangste en ons gaan bank die bedrag. Dan is dit is skoonmaak, so ons weet, dit is ons tipe besigheid, so lopende inkomste. Nou jy moet onthou, elke besigheid is anderste, so dis hoekom moet julle altyd gaan kyk eers watter tipe besigheid is dit. Nou dis gewoonlik in die besigheid se naam, of hulle sal vir julle spesifiseer en sê, dit is die tipe besigheid, dit is wat die mense doen. So julle moet altyd mooi oplet, want hulle gaan nie vir julle net sê, dit is die werk wat jy doen nie, jy moet self gaan kyk. So, kyk altyd eers watter tipe besigheid, wat doen jy vir jou besigheid. Dan op die 15de, ontvang R1100 rente op 'n positiewe bankbalans van Absa Bank. Die transaksie verskyn op die bankstaat. Nou gewoonlik as jy rente ontvang, soos 'n renteinkomste, enigiets met die bank te doen, sal dit gewoonlik op die bankstaat wys. Nou, soos wat julle kan sien, daar is nie spasie om hier te skryf bankstaat nie. So ons skryf B-S vir bankstaat. Dit is op die 15de en ons sien daar, ons ontvang geld van Absa Bank. So jy kan hierso sê Absa. OK, dan die bedrag is R1100 in ontleding van ontvangste. Dis die enigste transaksie vir die dag, so ons onderstreep dit en ons gaan bank die geld. Onthou, ons het nie geld ontvang vir skoonmaak van iets nie, so dit gaan nie onder lopende inkomste nie, dit gaan nou onder diverse rekeninge, so jy gaan by bedrag sê R1100, en nou moet jy sê van wat af het ons geld ontvang. So dit is rente, inkomste. As daar plek is, skryf maar die bank se naam, sit 'n dubbelpunt en dan die bank se naam, want daar is party besighede wat meer as een bankrekening het. En onthou, dis 'n inkomste, inkomstes is 'n nominale rekening. Nou is ons by die laaste transaksie vir die dag, is 15 Julie 2025 ontvang R2300 kontant vir die weeklange skoonmaakprojek. Weereens, dit het met skoonmaak te doen, ons is skoonmaakdienste, so jy gaan by besonderhede gaan jy sê, KRR, die transaksie is op die 15de, sien, dit is waar ek nou 'n fout gemaak het, hoekom jy altyd eers moet kyk. Sien julle, dis nou 2 transaksies op die 15de, so, ek moes nog nie hier geonderstreep het nie, so maak altyd seker, voordat julle bank, maak altyd seker is wel die laaste transaksie vir die dag. Nou weer eens, jy ontvang kontant, so jy gaan sê, by besonderhede, kontant. Nou gaan ons sê, 2300. Ek moes hierdie uitgetip het by bank, want onthou ons het gesê, ons bank net 1 keer 'n dag en ons onderstreep net 'n transaksie as ons klaar is met die dag. So nou is dit die laaste transaksie, so dis hoekom onderstreep ek daar, dis hoekom ek dit daar uitgetip het. En nou gaan jy daai 2 saamtel, want ons bank net 1 keer 'n dag. So dis 1100 plus 2300 gee vir jou R3400.
Ons het geld ontvang vir skoonmaak, so hy moet by onder lopende inkomste ingaan. Maar kyk gou mooi, jy gaan nie die R3.400 skryf nie, dit is net die totale bedrag wat ons moet bank. Jy moet weer daai R2.300 skryf. So jy gaan by lopende inkomste sê R2.300. So ons is nou klaar met al die transaksies. Nou wat ons moet doen is, ons moet die totale optel. Maar jy tel nooit ontleding van ontvangste se kolom op nie. Jy gaan altyd net die ander transaksies, want onthou, bank en ontleding van ontvangste se totaal gaan presies dieselfde wees. So dis onnodig om ontleding van ontvangste ook uit op te tel. Dit help jou maar net om elke transaksie te kan invul, want onthou, ons bank net een keer 'n dag. So, dan vat jy 'n calculator en dan begin jy nou alles op te tel. So dis die 10.000 plus 1.200 plus 850 plus 1.500 plus 500 plus 900 plus 3.400. En dan sal jy daar 'n bedrag kry van 18.350. Okay. Dan gaan ons na die ander optel, so dit is 1.200 plus 850 plus 1.500 plus 900 plus 2.300 en dit werk uit op 6.750. Dan moet ons laaste diverse se bedrag kolom, so dis 10.000 plus 500 plus 1.100. Dit werk uit op 11.600. Nou, jy kan jouself double check om te kyk of jy wel reg opgeteld, want partykeer is daar baie transaksies en jy kan 'n tikfout maak. So, jy gaan die lopende inkomste en jou die diverse se bedrag saam kan tel. So dis daai 6.750 plus 1.600 en dan kan jy kyk op jou calculator, gee dit vir jou die 18.350 en dit doen. So dan weet ek het korrek opgetel. Nou die laaste stap is, ons moet nog steeds soos wat ons hierso by folio, by elke kolom, neergeskryf het as 'n balansstaat of nominaal, moet 'n mens presies dieselfde doen as 'n mens hierso by die totale van bank en lopende inkomste. Onthou, diverse rekeninge se totale het jy klaar daar. Nou mens gebruik dit as 'n mens oorboek na jou algemene grootboek toe en ook jou proefbalans. So, dis hoekom moet jy dit ken. Bank is 'n bate. Bate is deel van balansstaat, so jy gaan 'n B sit. Lopende inkomste is 'n inkomste. Inkomste is deel van jou nominale rekening, so jy sit 'n N. En dit is die basiese manier hoe om 'n KOJ te doen as dit net kontant ontvangste transaksies is.